Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom sy woord. Ek vertrou dat dit goed gaan met u, dat dit goed gaan met u geliefdes, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook baie ryklik sal seën, terwyl ons vanmôre gaan stilstaan by hierdie deegsame vrou. U sal sien is deel 1, ons gaan poog om in so 4 boodskapies oor hierdie deegsame vrou te praat, en dan ook die waarheid van die woord dan aan u mee te deel. U sal sien dat ek nie veel gesê het oor vers 8 en 9 nie. Dit gaan maar oor maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn. Maak jou mond oop oor die regverdige en verskaf reg aan die ellendige en die behoeftige. En ek het al soveel keer daaroor gepraat, vriende. 'n Koning wat nie bedwelm word deur drank, en hierdie sterk drank waarvan die Bybel praat nie, is een wat goeie regspraak kan lewer. Een wat bedwelm raak deur drank, is een wat verkeerd gaan wees in sy optrede. Hy gaan mense volgens hulle sosiale stand begin klassifiseer. Hy gaan die armes verdruk en al die hartseer gevolge wat daarmee gepaard gaan. En ons het almal sonder taal gepraat. Daar is hoeveel verse wat ons hanteer het oor hierdie saak, dat enige leier regverdig moet wees, omdat hy deur God aangestel is, en ook God moet bid vir wysheid om regverdige uitsprake te lewer. Elke leier gaan eendag oor die Here rekenskap gee. Daarom kom Lemuel se ma in Spreuke 31 en waarsku en sê, my seun, pas op vir die ontuchtige vrou, pas op vir die manne van geweld, en pas op vir sterk drank, want dit beïnvloed jou oordeelsvermoë, dit beïnvloed jou hele lewe, en dit kan jou lewe selfs vernietig. Maar nou kom die positiewe deel, wat sy ma ook vir hom geleer het rondom die deegsame vrou. En die vraag wat gevra word in vers 10 is, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Nou vriende, hierdie vraag is nie om vir ons te sê dat daar glad nie so vrou bestaan nie. Inteendeel, wat hierdie oorspronklike taal vir ons wil kom leer met hierdie sinsnede, wie sal 'n deegsame vrou vind? En die vraag wat gevra word, is dat hierdie vroue so skaars soos hoendertande is. Dis vrouens met 'n edele karakter. 'n deegsame vrou is 'n vrou met 'n edele karakter, 'n eerbare vrou, 'n vrou wat so lewe dat haar man op haar kan vertrou en op haar kan steun. En voor u dink dat dit absoluut onmoontlik is om so 'n vrou te wees of so 'n vrou te vind, kyk ons net gou na wat sê Rut 3 vers 11. Rut was so 'n vrou gewees, vriende, en kom ek lees gou vir u wat sê die Bybel oor haar. In Rut 3 vers 11 lees ons die volgende: Wees dan nou nie bang nie, my dogter, alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deegsame vrou is. Weereens die gedagte van deegsaam, 'n edele vrou, 'n vrou wat 'n eerbare karakter het, 'n vrou wat voor al die mense bekend staan as 'n vrou wat wandel voor die Here, wat lief is vir haar gesin en wat hard werk in haar huishouding. En ag vriende, hoe kosbaar om hierdie gedeelte in die woord van die Here te bestudeer. En alhoewel ek nie 'n vrou is nie, wil ek vir u sê, dank ek die Here vir 'n vrou wat ek al 34 jaar mee getroud is, wat baie van hierdie eienskappe tentoonstel. En glo ek ook, kan jy vanmôre sê, maar ek vind baie van hierdie eienskappe in my vrou, en mag die Here verheerlik word. En as jy vanmôre miskien 'n vrou is wat neel en kla, en soos daardie kraan is wat aanhoudend drup, of daardie lek op die dak wat 'n mens heeltyd irriteer, dan pleit ek by jou, dat jy vanmôre jou hart voor die Here sal ondersoek, en sal sien wat die Here van jou vra, want vriende, die belangrikste is, 'n vrou wat die Here vrees, is 'n vrou wat geëer moet word. 'n Vrou wat die Here vrees is 'n vrou wat haar gesin sal lief hê, haar man sal ondersteun, en dan baie van hierdie eienskappe sal openbaar. Dis nie 'n volmaakte vrou nie, maar dis 'n vrou wat weet dat sy aangestel is deur God vir 'n bepaalde taak, vir 'n bepaalde doel, en 'n bepaalde huishouding, om dan ook eer te bring op sy wonderlike naam. En so 'n vrou lewe in die lig van die ewigheid, daardie dag wanneer sy voor haar meester Jesus Christus gaan rekenskap gee, ook van die wyse waarop sy vrou gewees het in haar huis. Die Bybel sê, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Vriende, goud en silwer en edelgesteentes kan nie betaal vir haar nie, kan haar nie vervang nie, is nie kosbaarder as sy nie. En hoe belangrik en hoe wonderlik beskryf die Bybel dit net nie vir ons nie. 'n Deegsame vrou is een wat ver bo rykdom is, ver bo dit wat die aardse ons kan bied. En nou begin die Bybel haar beskryf. Die Bybel sê vir ons in vers 11, die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Nou vriende, hierdie gedagte is baie interessant, want ons vind dit in vers 11, ons vind dit in vers 23 en vers 28, presies dieselfde gedagte. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Nou hierdie gedagte van dat haar man vertrou op haar, vriende, dit beteken hy sluit nie sy geld toe nie, hy sluit nie sy kredietkaarte toe nie. In daardie tyd, as 'n man sy vrou nie vertrou het nie, het hy sy skatte toegesluit, weggesteek vir haar, dat sy nie weet waar dit is nie, sodat hy nie miskien, wanneer sy ontrou raak aan hom, dit steel en dit van hom vervreem nie. Nou hierdie gedagte toepaslik op vandag is,
'n man wat sy vrou vertrou, en 'n deegsame vrou is een wat so vertroue skep by haar man, dat hy nie bang is om sy geld te los, of sy kredietkaart vir haar te gee, of van hulle besittings dan aan haar oor te laat nie. Waarom nie? Want hy weet sy spaarsamig. Hy weet sy lewe om ook die huisgesin voorspoedig te laat wees. Sy spandeer nie roekeloos nie, sy is nie een wat alles vermors nie. Dit gaan nie net oor haar nie, dit gaan nie net oor haar genietinge en wat sy kan koop en wat sy kan verkry nie. Maar sy vertrou, of haar man vertrou op haar, dat sy ook spaarsamig, dat sy ook een sal wees wat die rykdom wys sal bestuur en ook so die huishouding sal bevorder. Hoe kosbaar om so 'n vrou te hê, een wat jy kan vertrou met jou finansies, een wanneer jy vir haar X bedrag gee, baie keer nog terugkom moet van die geld en sê, luister, ek het alles gekoop en ek het hierdie spesiale aanbieding gekry en ek het ons huishouding op hierdie manier versorg en dis wat nog oor is. Kosbaar om te weet dat daar vandag nog sulke vrouens is. Mag die Here vir ons wysheid gee, vir ons vrouens in besonder, dat ons nie dit links en regs sal spandeer nie. Het gaan nie oor hoe groot my klerekas is en hoe groot die ring aan my vinger en hoe duur die halsnoer is nie. Dit gaan oor om jou man en jou kinders te versorg, spaarsamig te wees en ook voorspoed en rykdom vir jou huis te verseker. Die volgende vers leer vir ons vers 12. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Vriende, hierdie vers sê eenvoudig vir ons, sy's nie lui nie. Hoe dikwels hoor jy mans klaar dat hulle vrouens lui is? Hulle gaan die môre werk toe, hulle kom vanaand terug, die huis is te mekaar, die vrou is heeldag by die huis, daar's nie kos gemaak nie, die huis staan op sy kop, die kinders is nie versorg nie. As jy vanmôre bely behoort aan die Here en jy so vrou, wil ek jou vra om jou sonde voor die Here te bely en regtig die lyne reguit te trek en te sê, Here, ek is 'n deegsame vrou omdat ek U liefhet en ek het my man lief en my kinders lief en ek wil die taak ten uitvoer bring wat U my gegee het. Luister, is nie elke dag lekker om al hierdie goed te doen nie. Dink jy dis lekker vir die man om op te staan om te gaan werk? En as u miskien 'n werkende vrou vanmôre is, dink jy dit is elke dag lekker om dit te doen, om op te staan en te gaan werk? Nee. Maar dit is belangrik om te sien, dis 'n skriftuurlike beginsel om nie lui te wees nie. Hierdie gedagte van wol en vlas, in daardie tyd, vriende, het hulle materiaal bymekaar gemaak, daar's klere gemaak by die huis, en u sal later sien in die gedeelte dat hierdie vrou ook gesorg het, nie net vir haar gesin in die maak van klere nie, maar ook vir ander mense. Hoe kosbaar om te sien dat hierdie vrou geen leier op haar kop gehad het nie. Sy het met gewillige hande gewerk. Met ander woorde, sy was absoluut een wat lojaal was, een wat hom ondersteun het ook in die dagtaak, sodat hy, as hy by die huis kom, dan ook hierdie wonderlike tuiste sou ontvang. Want u sien, 'n vrou is 'n tuiste skepper. 'n Vrou is een wat dit vir 'n man aangenaam maak by die huis. En die vrou aan die ander kant kan dit onsmaaklik maak. Daarom pleit ek by jou, as jy bely behoort aan die Here, en hier is die sleutel van die saak, hier is die kruks van die saak, hier is die hart van die saak. As jy die Here nie ken nie, gaan jy vanmôre dink, wat praat Gerard oor? Wat is sy probleem? Maar as jy die Here liefhet, dan gaan jy hoor, dis nie my woorde nie, maar dit is Lemuel se ma wat vir hom skryf, en hy skryf hierdie woorde neer, en hy sê, wie sal 'n deegsame vrou vind? Hierdie vrou se waarde is ver bo korale. Sy is een wat met gewillige hande werk, sy is spaarsamig, sy is een wat so lewe dat haar man op haar kan vertrou. Mag u so vrou wees, en mag God verheerlik word deur u lewe, en mag u kinders opgebou word in die allerheiligste geloof. Vriende, ons sal môre aangaan, dan sal ons verder kyk wat die Here sê oor die deegsame vrou. Groete vir u, en mooi dag verder.